Goeiemôre aan die een en elkeen. Ons groet u so lank in die naam van ons Here Jesus, en terwyl ons wag vir die ander om nader te kom, ons sien die mense staan buite, ons hoop die sang bring hulle so 'n bietjie in, so julle gaan my moet help hard sing, né? Kom ons begin ons voorsang, ons wil net hoor of hulle reg is daar binne in die mediakamer vir ons. Ja, hulle is vir ons reg. So kom ons begin ons voorsang. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon deur hom te gaan. Kom ons begin met hierdie pragtige, welbekende Halleluja lied. Daarin is net om so 'n bietjie die stembande warm te maak, né? Nou kom ons kyk na die volgende ene wat ons gaan sing. Terwyl hulle vir ons opsit, wil ek net verskoning maak vir Pikkie en sy familie vanmôre. Hulle het verskoning gemaak. Hulle is so 'n bietjie weg vir die naweek, en dis waarom ek nou in sy plek moet sanglei vanmôre. En nou moet jy nog na my luister preek ook later vandag, né? Maar hoe dit ook al sy, kom ons sing hierdie ene. Nou ja, ken ons hom? Okay, sit nie sê ons ken hom. Ons sal seker nou die wysie hoor. Heilige Bybel, boek van God, myne watter heil genot. Lig waar ek myself in sien, wat my leer om God te dien. Kom, hoe gaan sy wysie? Hy gaan hom eers vir ons speel. En terwyl hy dit doen, wil ek net hierdie pot gaan skuif op die... Klink nie so moeilik nie, dink ek. Kom ons begin hom, ons sing hom lekker hartlik saam, en as jy nie die woorde so goed ken nie, dis 'n goeie geleentheid om dit te leer, né? Kom ons sing dit hartlik saam. Daar sê nie so moeilik nie, né? Ons gaan hom weer op 'n stadium sing, sit nie, jy moet hom maar weer vir ons opsit op die voorsang asseblief, dan kan ons hom beter leer. Goed, volgende ene. Kom ons sing gou die volgende ene. Die Here kom om middernag, dis nou nog alles stil. Gelukkig hy wat hom verwag
en handel na sy wil. Nou ja, ek vertrou dat u ook die Here Jesus verwag, né? As u gereed is, as u gered is, dan behoort u die Here Jesus te verwag. Ek het net ook vir iemand vertel, in die week wat verby is, praat ek met 'n kleerlingman. Sit ons so op 'n bank daar iewers, en sit ons so in gesels, en in ons gesprek met mekaar, maak hy die opmerking, en hy sê, die Here het my siel gered, en ek los hom toe maar, en ek gesels verder, en toe ons nou klaar gesels het oor die onderwerp wat ons mee besig was, vra ek vir hom, nou verduidelik gou vir my hierdie ding van siel gered, dat ek dit ook verstaan, en toe kom hy nou, en hy vertel my nou, dat so 25 jaar gelede, het die Here sy siel gered, hy was in die Vrye Baptiste Kerk, of is in die Vrye Baptiste Kerk, en toe red die Here eers sy vrou se siel, en hy sê, en so 4 weke later, toe red die Here sy siel. En ek dink toe by myself, weet jy, dis min dat mense vandag praat oor die feit dat Jesus my siel gered het. Ons praat van Christene en gelowiges, en ons praat van bekering, maar daar's min mense wat praat van die Here het my siel gered. Vriende, dis die belangrikste, dat die Here, jy moet weet dat die Here jou siel gered het, en in 'n lewende verhouding met die Here staan, en dan verwag ons hom wanneer hy kom, al is dit middernag, né? Ons gaan afsluit met, o Heer, my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, 'n wonderlike aanbiddingslied wat die grootheid en die almag van God besing. Kom ons staan, as ons die nood kry, dan sing ons dit hartlik staande saam.
Ons gaan ons diens begin deur staande saam te sing, gesang 313, die derde vers as 'n gebed vir ons een en elk. Liewe vriende en gemeente, ons heet u welkom in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Ons is so dankbaar dat u ook in hierdie oggend saam met ons kan wees, op hierdie wonderlike opstandingsdag wat die Here by ons lewens gevoeg het. Ons is dankbaar vir die sonskyn daar buite en ook die geleentheid om vanmôre in die wonderlike, kosbare teenwoordigheid van ons Here Jesus en ons dierbare Heiland te kan verkeer. Aan al ons besoekers wat vanmôre saam met ons is, ons sien u ook raak. Baie welkom saam met ons. Mag die Here vir ons ryklik seën terwyl ons saam met u en u saam met ons om sy woord verkeer. Ook 'n woord van verwelkoming aan die persone wat langs of via die internet na ons luister, waar u ook al vanmôre mag wees oor die wêreld. En ons is so dankbaar dat u ook saam met ons kan inskakel en ons vertrou dat u die diens saam met ons sal geniet en verkoop sal wees in u siel. Vriende, namens die kerkraad wil ons graag vir u die afkondigings voorhou vir die week wat voorlê. U het die ou blaadjie daar in u hand en u kan kyk daarna en dit ook in u Bybel sit en saam met ons bid vir die werksaamhede. Daar is ook geestelike leesstof, sulke pittighede wat Pitkos onder die hoofie Pitkos wat u kan lees. Daar is die kontakbesonderhede van ons gemeente en al die persone wat nodig is. Daar is ook ons gemeente se visie en missie wat u ook kan lees en sorg dat u dit uitleef, né? Dis belangrik dat ons nie net die goed lees nie, maar dit ook uitleef. Ons aanddiens vanaand om 6:00. Vriende, ons is besig om met u te praat oor die engele, die bestaan van engele en dan die verskillende kategorieë van engele. En dan natuurlik daar is die goeie engele en daar is die slegte engele. En ons nooi u om saam met ons ook die aanddiens. Is eintlik meer 'n woordskool bediening wat ons in die aande doen om u te leer, meer eerder as wat dit preek is soos in die oggende. So kom leer saam met ons. Bring 'n notaboek saam, bring u Bybel saam en 'n pen saam en kom leer saam met ons uit die skrif oor wat hy sê oor hierdie wonderlike onderwerp. Biduur is Woensdag aand aan huis van Corneille en Nicoline Mahoney hierdie week 7:00 daar by hulle aan huis in hulle woonstel. U is baie welkom om saam met ons die biduur ook by te woon. Kinders en die katkesante, sonnaskool of kinderbediening na afloop van ons oggend erediens om 11:15. Mense wat verjaar hierdie week is Kaitlyn Skutte die 12de Oktober. En dan vriende het ons 'n DVD aand of ons noem dit sommer maar 'n fliek aand. Dis nou spesiaal eintlik vir ons jong mense en vir ons kinders, vir die jeug en maar ook die groot mense is baie welkom om hierdie aktiwiteit by te woon. Dis eerskomende Vrydag aand hier by ons in die gemeente en ek gaan broer Eddie vra om net vir my weer die lys te sirkuleer. Nou die rede waarom daar 'n lys is, ons
wil graag vir die kinders so 'n kombinasie saamstel. Hulle noem dit 'n combo, die ouens wat nou al by die fliek was. Dis nou so 'n bietjie springmielies en 'n koeldrank en dan ook 'n lekker goed wat ons insit in die pakkie. Daar is 'n fliekkaartjie en dan is daar ook warmbrakke of worsbroodjies, wat noem jy dit? Hotdogs. Nee, het verskoon die Engelse uitdrukking, warmbrakke. Nee, ons gaan volgende maand gaan ons worsbroodjies aan u verkoop. Nou, dis hierdie maand se insameling of se fondsinsameling vir ons kinderbediening. Vriende, dit gaan vir die kinderbediening. En hulle het die geld en die fondse nodig om al hulle dinge te doen. So baie dankie vir elkeen wat ondersteun en wat deel is en deel word ook van hierdie poging. Ons sendelinge is Bani en Mims Olivier, daaronder in Hullemore. Hulle werk daar onder die kleerling gemeenskap. Bid vir hulle asseblief. Lees die woord. Ons is besig met Jesaja, hoofstuk 19 tot en met hoofstuk 24. Elke dag 'n hoofstuk en ek hoop u bly by, né? Sondag kan as u iets gemis het, kan u Sondag het u baie tyd. U kan rus op 'n Sondag en u kan die woord neem en u kan opvang al die hoofstukke wat u dalk gemis het in die week. Dis die hoofstukke wat ons lees hierdie week. En dan ons internet uitsendings natuurlik op www.webwoord, voorbidding oom David en oom Hannes. En dan wil ons ook net onder u aandag bring, vriende, dat ons het buite 'n karwag wat u motors oppas terwyl u hier in die kerk sit. Nou ons doen dit maar sodat u ook met 'n redelike vreedsame gemoed kan sit en luister na die woord van die Here. Daar by die deur is 'n houer wat staan karwag. So as u iets wil bydra, is u welkom om 'n bydra daar te lewer en dan gee ons dit vir hom na die aanddiens vanaand. En net om vir hom dankie te sê dat hy ook daar by die hek vir ons staan en alles oppas en kyk het hulle nie ons motors ontvreem terwyl ons hier besig is met die dinge van die Here nie. So as u wil bydra, is u baie welkom. Maar dan 'n laaste afkondiging vanmôre of 'n geleentheid is met betrekking tot die internet uitsendings. Wil ons net vir broer Fani vra, hy het gevra, hy wil net so ietsie met die gemeente deel vanmôre oor die uitsendings. Broer Fani, jy is welkom, ons stel jou aan die woord om saam met ons te kom praat. Goeiemôre elkeen wat teenwoordig is. Môre broer Fani. Dan is ek baie bly. Ek kan ongelukkig nie die mense hoor wat oor die internet luister of kyk nie. So ek bly julle het almal gesê môre. Goed, julle ken my almal, die ou wat wegkruip agter die baard. Dit gaan basies daaroor dat van ons inkykers, nou as ek sê inkykers, wat bedoel ek? Die ouens wat die video sien. Die ouens wat die video lewendig sien. Ons is bewus daarvan dat ons saai klank uit en ons saai video ook uit. Vanaf die dominee of die voorsanger hier kom staan, die voorsanglei, totdat die dominee sê amen en hy gaan van die preekstoel af. Word uitgesaai. Hoekom doen ons dit? Ek wil dit net weer beklemtoon. Dit gaan oor dood eenvoudig, oor meelewing, mense wat nie kan of nie ver of naby van 'n ander plek is nie, of wat nie die woord van God hoor waar hulle is nie, dan is hulle baie maal soekend, dan kan hulle inluister, inkyk. So baie maal gebeur dat ek nooi iemand uit en sê, luister, kom gerus na ons kerk toe, jy is baie welkom, ons verkondig net die woord van die Here, maar dan is hulle skrikkerig, want daar is baie gogga plekke, wat hulle voordoen, as dit wat het veronderstel is om te wees, die woordverkondiging. So nou kan die mense gaan en hulle kan op die internet inluister, of hulle kan selfs kyk. Ons het 2 gemeentes wat video uitsaai, en dit is ons gemeente, maar Germiston gemeente, en Pretoria Noord gemeente, wat Maranatha gemeente ook die naam is. En dit gaan baie goed. Toe het ons nou bietjie gekyk na wie kyk en waar kyk. Ons kan ongelukkig nie sien wie luister en waar luister nie. Nou, ons kan ook nie sien wie kyk nie. Ons kan wel sien in watter land, van watter land af kyk die mense. En die mense het al vir ons gevra, kan ons nie die boodskap wat gebring word,
die video op die internet sit, sodat hulle later dit weer kan aftrek en luister nie, of kan aftrek en luister, wanneer hulle 2 uur die oggend of 1 uur die oggend, dalk in die nag, terwyl ons aan die gang is, dan is dit 'n bietjie moeilik om te luister partymal. So ons het op die huidige stadium die fasiliteit daar geskep, op YouTube. Dit is op Webwoord. Nou ons webwerf is Webwoord, COZA. As ons net 'n bietjie daarna kyk, sal ons sien daar aan die regterkant bo staan daar mooi Webwoord. Daar kom hy nou op. Nou net onderkant dit kan die mense ons kontak per Skype, per Facebook, en dan is die nuwe enetjie daar, YouTube. So as jy daar op daai skakel klik, dan gaan jy al die boodskappe kry wat ons alreeds opgesit het. Die gedagte is om die nuutste boodskap op te sit. Hy is nie eintlik geëdit nie. So jy gaan die afkondigings hoor, jy gaan die samesang hoor, en as ons nou bid vir Tannie Sannie se klein twintjie, dan kan jy saam bid. Goed. En dan kan jy later dalk navraag doen, hoe gaan dit met Tannie Sannie se klein twintjie? Dit gaan oor die meelewing. Dit gaan oor die deelname. Want ons weet baie maal gaan dit, daar's onveilige tye wat 'n mens moet ry, dalk moet ry as 'n mens by die diens wil uitkom. En daarom waardeer ons elkeen van julle wat hier is, om die diens met ons mee te maak. Die rede hoekom ons die skakel daar opgesit het. Ons kan vir julle die adres gee om te gaan kyk op YouTube. Maar hy is regtig baie moeilik. Hulle ken dit self toe, ons kies dit nie. So hy het 'n klomp A's en B's en 10's en whatever ook al getalle tussenin. So jy gaan dit nie onthou nie. So onthou maar liewerster webwoord.co.za, gaan soontoe, klik daarop. Nou as jy op YouTube is, kan jy ook insleutel om te soek, Dominee William Colling. Dan gaan jy ook op ons goed afkom. Dan is daar ook 'n skakel wat jou presies na daardie webwerf toe laat gaan, waar net ons gemeente se boodskappe is. So maak gebruik daarvan. Dis 'n wonderlike medium wat die Here vir ons gegee het. Ons hoef niks uit te dink nie, die wêreld gebruik dit, hulle het dit ontwikkel, ons kan dit net aanwend. Om die evangelie te bedien, om meelewing te skep, en bemoediging te skep, vir mense wat nie die woord regtig kan hoor nie. Onthou die woord sê vir ons, hoe kan die mense gered word as hulle nie hoor nie? Hoe kan die mense hoor as daar nie iemand is wat gestuur word nie? Dit is 'n manier. Maak gebruik daarvan. Dankie Dominee. Baie dankie broer Fanny. Vriende, dis 'n wonderlike metode wat die Here vir ons gegee het om die evangelie uit te saai en die evangelie en die woord te bedien aan, moet ek sê, wêreldwyd. Ek kan vanmôre met eerlikheid sê, die wêreld is my kansel, want van oral af skakel mense en ons is so dankbaar. Ons het al mense gehad wat vir ons gevra het, hoeveel mense skakel in? Dit gaan nie vir ons om getalle nie. Want getalle sê vir my nie veel nie in elk geval. Dit gaan om die beskikbaarheid van die evangelie. Dit gaan om die beskikbaarheid van die verkondiging van die woord van die Here. En ek wil vanmôre vir u iets sê, liewe vriende. Julle mense hier wat hier in die gemeente sit, julle ouens, is die persone wat julle vriende en julle familie en julle kennisse oor Suid-Afrika en oor die wêreld in kennis moet stel. As jy môre by die werk kom, het jy e-pos. E-pos jou vriende. Sê vir hulle, luister, julle sit daar ver in Australië of in Nieu-Seeland. En ons is nie kwaad vir hulle omdat hulle gewen het gister nie. Het jy gehoor, weet julle dat julle kan inskakel en luister na 'n boodskap in Afrikaans? Waar kan julle dit doen? www.webwoord.co.za. Gaan skakel in en luister op 'n Sondag aand. As julle nie saam met ons kan inskakel nie, as dit te laat is vir julle en julle moet nou al slaap, gaan laai dit af of gaan kyk dit op YouTube 'n bietjie later. Kan julle dit gaan kyk op YouTube. Wat 'n wonderlike metode. Maar dis u wat ons moet help. U moet laat weet. U moet sê. U moet die mense in kennis stel waar hulle ook al mag wees.
u kinders en u vriende en u familie. Ons het almal mense oor Suid-Afrika. Weet jy wat? Ons het al terugvoering gekry van lidmate van die EG Kerk, wat wegtrek uit die stede na die platteland toe. En dan hulle naaste gemeente 80 en 100 kilometer ver, en hulle wil graag elke Sondag by 'n diens wees, maar hulle kan nie as gevolg van die distansie. Hulle skakel in op Webwoord. En hulle is gelukkig, hulle kan kies. Daar is Germiston en daar is Maranatha wat op video uitsaai. Ek dink Palleborwa saai op klank uit en Centurion saai ook op klank uit. So daar is ten minste 4 gemeentes wat op die internet uitsaai. So as jy moeg word vir my, kan jy na iemand anders gaan luister. Maar ons is baie bly dat jy op Germiston inskakel, vriende. Bid vir hierdie bediening. Bid vir dit asseblief. Judy. Peggy, bid asseblief nog vir haar. Sy begin met bestraling. Die kanker is tot in haar borsbeen, maar hulle het 'n flikkertoets gevat en hulle sê dat dit gelukkig nog nie verder versprei nie. So sy is nou besig met bestraling. Goed, baie dankie. En daar het jy nou self uit Judy se mond uit gehoor. Bid asseblief saam met ons ook vir Peggy. Voeg dit by die ander 2 name op die gebedslys vir ons, asseblief. Here, U het vir ons in U woord geleer dat die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. En Here, ons wil vanmôre ons oë opslaan na U. Ons wil op U kom wag vanmôre, omdat ons bo ons omstandighede wil kom uitstyg, soos arende. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus, en word ryklik vir U vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons begin ons diens deur hartlik staande saam te sing vanmôre as openingslied op berge en in dale en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe. Daar is God. Daar is 2 versies wat vir ons aangetoon gaan word, al 2 hartlik staande saam om ons diens mee te begin. Vriende, ons gaan U versoek om vanmôre saam met ons met die verskuldigde eerbied ook luister net na 'n kort samevatting van die wet van die Here, soos wat dit vir ons opgeteken is in Matteus hoofstuk 22, daar vanaf vers 34. Nou, ons doen van tyd tot tyd die wet en die geloofsbelijdenis. Ek doen dit nie elke Sondag nie. Maar dis nodig dat ons ook van tyd tot tyd sal luister daarna. Nie omdat ons net bloot gereformeerd is,
of onsself in die gereformeerde stroom bevind van kerke nie, maar die hele doel van die wet is om ons lewens te meet aan die hoë standaard wat God vir sy kinders en sy kerk gestel het. Die wet kan ons nie red nie. Die wet en die onderhouding daarvan kan ons sekerlik nie in die hemel bring nie. Daarvoor is die Bybel baie duidelik wanneer hy vir ons sê dat die wet is ons tugmeester na Christus. Waarom? Want Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur hom nie. Nee? Die wet is daar om onsself te meet aan die standaard wat God vir ons stel. En wanneer ek my vanmôre meet aan daardie standaard, dan moet ek ook binnekant toe draai, na my innerlike draai en erken, daar waar ek fouteer, daar waar ek tekort skiet, en vir die Here te vra, Here, help my, om soos U te wees. Ons weet, dis 'n proses, dis nie iets wat oornag gaan gebeur nie, en ek is ook nie 'n voorstander van iemand wat gereeld elke dag vra, Here, vergewe my sonde, en dan doen ek môre presies weer dieselfde sonde oor nie. Dit sê nie vir my dat daar berou in daardie persoon se hart of lewe is nie, of in my eie sou ek dit doen. Die feit is, die woord van die Here sê vir ons die volgende: En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, hier's die maatstaf van jou en my lewe. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. Vriende, dis 'n baie hoë standaard wat God vir ons voorhou. Wat is daar vanmôre in jou en my lewe wat prioriteit inneem bo God? Dit maak nie saak wat dit mag wees nie. Klein, groot, mag my vrou wees, mag my kind wees, mag my werk wees, mag my opinie wees, mag my huis wees, my motor, maak nie saak nie. Die Here Jesus sê dat ons God moet lief hê met alles in ons. My hele siel, my hele verstand, sê die woord van die Here vir ons, en met my hele hart, alles, alles. En dan sê hy die tweede, wat hiermee gelyk staan. Nie ondergeskik nie, nie minderwaardig nie, gelyk staan, dieselfde as. Dis wat gelyk staan beteken, hè? Dieselfde as. Ek moet my naaste lief hê, soos myself. Vriende, dit is 'n hoë standaard, om my vyand te kan lief hê, om die ou waarvan ek nie veel hou nie, te kan lief hê. En as ons hierna luister, dan besef ons hoeveel tekortkominge daar in ons lewens is. En as die noodroep van my eie hart, Here, help my om soos U te wees. Ons gaan saam staande belydenis doen as gemeente van ons ongetwyfelde Christelike geloof, en elkeen gaan die volgende woorde in sy en haar hart spreek, en daarna gaan ons antwoord. Steven, net vir ons opsit. Steven, sit net vir ons die lied op asseblief. Daarna gaan ons op die geloofsbelydenis antwoord met gesang. Jammer Fani, gaan net vir ons daar sy ewig onbegryplik wese, dis gesang 245, die 11de vers. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde,
en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Vriende, as u die onfeilbare woord van die Here met u saamgebring het, gaan ons vanmôre saam lees uit die Ou Testament. En ons wil vra dat u saam met ons die Bybel oopmaak by 1 Kronieke, hoofstuk 27. Een Kronieke, hoofstuk 27. Vers 25. Hoor wat sê die Bybel. Kyk of jy hierdie goeters kan volg. En oor die skatte van die koning was Asmavet, die seun van Adeel. En oor die skatte in die land, in die stede en in die dorpe en in die torings was Jonathan, die seun van Usia. En oor die landarbeiders vir die landbou was Esri, die seun van Caleb. En oor die wingerde was Semei, die Ramatiet. En oor wat in die wingerde was aan wynvoorrade was Sabdi, die Sifmiet. En oor die olyfbome en die wilde vyebome wat in die laafveld is, was Baal Hanan, die Gederiet. En oor die olievoorrade was Joas. En oor die beeste wat in Saron gewy het, was Sitrai, die Saroniet. Maar oor die beeste in die vlaktes was Safat, die seun van Adlai. En oor die kamele was Obel, die Ismaeliet. En oor die eselinne was Jegdia, die Meronotiet. En oor die kleinvee was Jasis, die Hagriet. Hulle almal was owerstes oor die besittinge van koning Dawid. En Jonathan, die oom van Dawid, was raadgewer. Hy was 'n man van deursig en 'n geleerde. En Jehiel, die seun van Hagmoni, was by die seuns van die koning. En Agitofel was raadgewer van die koning. En Husai, die Arkiet, was die vriend van die koning. En na Agitofel was Jojada, die seun van Benaja, en Abjatar, en die leerowerste van die koning was Joab. Net tot daar die woord van die Here vanmôre. Terwyl u
in u hart seker wonder, nou waarom hierdie lys name, gaan ons eers stil word in ons harte, ons gaan die mans vra wat kan staan om saam met ons te staan, en dan ook hierdie diens aan die Here op te dra en aan die troon van sy genade. Ons dierbare en wonderlike, aanbiddelike Heer en Heiland, ons buig voor u in hierdie môre, met dank uit ons harte, teenoor u vir u goedheid, en vir u liefde, en vir u genade. Dankie Here, dat u hierdie dag vir ons gegee het, en dat ons saam met mekaar vanmôre in hierdie vergadering van die gelowiges en die heiliges mag deel. Here, ons bely dit, wanneer ons ook vanmôre dit kon saam sê, en in ons harte kon saam stem, dat ons glo in die gemeenskap van die heiliges. Daar waar die kinders van God saamkom, om u te aanbid, om in nederigheid te kom buig voor u en te luister na die prediking en die oordenking van u woord. Here, ons is bevoorreg om vanmôre u te kan aanbid op hierdie wyse. Here, ons het 'n land wat vry is, waar ons godsdiens mag beoefen, en waar ons mag glo, dit wat ons in ons hart oortuig is, wat reg is, die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ons is dankbaar dat ons vanmôre ons hart en ons hande kan ophef tot u wat op die troon sit. Dankie Here dat u vanmôre vir ons ken op berge en in dale en oral is my God. Here, selfs daar waar ons gedagtes swewe, ook daar is u. Dit wat ek in hierdie oomblik mag dink, dit weet u. Dankie dat u ons name ken en dat selfs die hare van ons hoof almal getel is. Here, ons staan as 'n gemeente voor u om ook te dink en te bid vir ons land en ons volk. Here, wanneer ons nadink, wanneer ons raak sien, wanneer ons hoor en lees wat besig is om in ons land te gebeur, Here, dan kom daar in my binneste 'n benoudheid op oor my volk. Here, daar kom 'n benoudheid op oor die volkere van Suid-Afrika. Maar Here, in besonder die blanke Afrikaner van ons land. Here, hoe het ons nie weggedwaal? Hoe het hierdie volk nie weggedwaal van die insettinge van God nie? Hoe het ons nie weggedwaal van die waarheid van God se woord wat u vir ons gegee het nie? Soveel so, Here, dat daar talle van ons medeburgers is wat nie eers meer glo in die waarheid van God se woord nie. Here, dan wonder ons, waarom gaan dit in ons land soos dit wat ons beleef? Here, ons moet terugkeer. Die Bybel sê ons moet staan op die weë en vra na die ou paaie. Here, dan moet daar 'n bekering wees. Die woord van God sê dat u oë deurloop die aarde om kragtig te steun diegene wie se hart onverdeeld op u gerig is. En Here, in hierdie môre, in hierdie oggenduur wil ons hart onverdeeld na u kom wend. Kom Here, kom besoek vir ons. Ons dra hierdie diens, ons dra elkene wat vanmôre gekom het, klein en groot, oud en jonk, aan die troon van die genade op. Here, u ken ons behoeftes, u ken ons gedagtes, u weet waarom ons op vanmôre hier is. Dalk uit gewoonte, dalk uit nuuskierigheid, dalk net om my gewete te kom sis. Here, dit maak nie saak nie. Die Bybel sê as my hart oop is, as my gemoed ontvanklik is, sal die Heilige Gees met elkeen van ons kom deel. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, wanneer ons hierdie voorgelese gedeelte oordink, en jy lees al hierdie name,
dan wonder u seker in die gemoed, nou waaroor gaan daar vanmôre gepraat word? Nie waar nie, want is net 'n klomp name. Maar kom ek stuur die gedagtes, begin die gedagtes in 'n rigting instuur. As jy aan hierdie name dink, wat ons gelees het, ek kan seker nie almal onthou nie, maar jy kan dit weer oplees as jy wil. Wat het al hierdie name in gemeen? Hierdie name het iets in gemeen. En ek gaan nie nou nie geleentheid gee om te raai daaroor of om te antwoord daarop nie. Kom ek sê vir u, want dis die tema van die woord van die Here vanmôre. Hierdie manne of persone was almal in diens van die koning. Nie waar nie? Hulle was almal in diens van die koning. En ek wil vanmôre met u praat oor hierdie onderwerp, in diens van die koning. Vriende, hierdie verse lys die beamptes wat in die paleis van Dawid diens gedoen het. Hulle was deur hom, en ek wil amper sê, as ek so na die lys kyk, met die hand uitgesoek. Die Engels gebruik 'n baie mooi woord in die sekulêre, professionele wêreld. Hulle praat van headhunting. Het jy al daarvan gehoor? Headhunting. Dis wanneer 'n persoon spesifiek deur iemand anders gesoek word vir 'n bepaalde pos waarin hy moet staan. Nou ek het die idee dat hierdie manne deur Dawid spesiaal uitgesoek was om diens te doen vir hom, en dat hulle verantwoordelikhede gehad het wat hulle moes nakom, en dat hulle aan hom as koning wat hulle in diens gestel het, direk moes verantwoording doen. Daar moes mos terugvoering gegee word oor dit wat hulle gedoen het. En vriende, dit is natuurlik 'n baie groot eer om in diens van die koning te kan staan en vir die koning iets te kan beteken. Dit sou amper soos in ons dag wees, ek weet nie of dit 'n eer sou wees vandag in Suid-Afrika nie, maar om sekerlik deur die president in een of ander pos aangestel te wees, waar jy baie na aan hom beweeg, of dalk van die verskillende hoofde van die verskillende provinsies, om in hulle kabinette te dien, of wat ook al die geval mag wees. Wat het dit met jou en my te doen, mag u vra. Wel, liewe toehoorder, liewe kind van die Here, hoe dit my en jou raak, is dat God vir jou en my ook vanmôre roep en in diens stel van homself. Dis vir my baie duidelik in die woord van God vanmôre, volgens sy woord, dat elke kind van God 'n plek gegee word om binne sy liggaam vir hom diens te doen. God red vir jou en my uit genade, liewe toehoorder, met die gedagte dat ons vir hom iets moet beteken. Wanneer ons teruggaan na die woord van die Here, en ek wil u nooi om saam met my die woord van die Here vanmôre oop te maak, en verskillende verse gaan ek by stil staan en net vir u onder u aandag bring. En ek neem in die eerste vers wil ek u neem na Efesiërs hoofstuk 2 en daarvan vers 10. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons in Efesiërs 2 vers 10. Hierdie woorde. Hy sê, want ons is sy maaksel. Luister nou, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
Wel, as u die voorafgaande verse gaan lees, is dit baie duidelik dat God vir ons in sy woord sê dat ons word uit genade gered. Nie deur werke of iets dergeliks nie, maar op grond van die feit dat dit God se genade alleen is, deur die geloof in Christus Jesus. En dan kom hier die vers wanneer hy sê, daarom is ons sy maaksel, geskaap in Christus Jesus. Waarom? Tot goeie werke, dat ons vir God iets moet beteken, dat ons vir sy saak en vir sy koninkryk iets moet doen. Ek wil vanmôre so ver gaan as om vir u te sê, liewe toehoorder, liewe kind van die Here, jy word deur God geheadhunt vir sy koninkryk. Waarom? Ek wens ek het tyd om by al hierdie wonderlike feite stil te staan, maar kom ek gee net vir u so vinnige idee. Die woord van die Here sê vir my 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, dat dit die wil van God is dat alle mense tot bekering moet kom. En daarom sê Titus 2 vers 11 dat die genadige roeping van God gaan uit tot alle mense. Wat is daar die roeping? Daar is daar die roeping dat hy mense wat sterf in hulle sonde en hulle ongeregtigheid, dat hy hulle roep om daardie sondige lewe prys te gee, sodat hulle gered kan word, sodat hulle in 'n lewende verhouding met God kan staan. En wanneer God vir jou uit genade gered het, dan vat hy jou en hy neem jou en hy sê vir jou, ek headhunt jou, ek kies jou, ek roep jou om deel te wees van my span. Jy is uitgesoek om deel te wees van dit wat ek op hierdie aarde met mense wil bereik. Jy is 'n integrale deel daarvan. Kom ons kyk na die woord van die Here verder, wanneer ons draai na 1 Korintiërs en daarvan hoofstuk 12, dan praat Paulus oor die liggaam van Christus, en dan praat hy met kinders van God, wanneer hy sê in 1 Korintiërs 12 vers 7, hier die woord, hy sê, maar aan elkeen, aan elke kind van God, van hierdie wat God geroep het en uitgekies het om in sy saak betrokke te wees, sê aan elkeen, sê, word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Jy sien, liewe toehoorder, die Here ken jou en my. Hy ken ons vermoëns, hy ken ons talente, hy weet waar hy jou en my kan gebruik en hoe hy vir ons kan gebruik. En dan gee hy sy Gees vir ons, want onthou, die Heilige Gees kom woon in my hart en in my binneste by wedergeboorte. En dan moet dit uitloop op die vervulling met die Gees van God daarna. En nou kom God nog verder en hy sê, ek gee vir jou deur my Gees 'n gawe of 'n talent om te gebruik, om aan te wend in hierdie plek waar ek jou geplaas het en waar ek vir jou gesit het. Die woord van God sê vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 11 hierdie woorde, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Die Heilige Gees gee wat jy nodig het, soos wat hy goed dink. En dit maak my hart seer, wanneer ons partymal so voorskriftelik kan wees en vir God wil voorskryf wat ek wil en nie wil nie. Of wat ek graag wil wees en nie moet wees nie. Of watter gawe ek graag wil hê. God sê, dis sy Gees wat aan elkeen uitdeel, soos hy wil, wanneer hy wil. Vriende, die woord van die Here sê vir ons in Efesiërs hoofstuk 4, en daarvan vers 11 en vers 12 sê vir ons hierdie woorde, en hy het gegee sommige as apostels, anders as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Waarom het God al hierdie verskillende dinge in die gemeente ingestel? Want vers 12 sê, hier's die rede, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, sê die woord van die Here. Waarom? Tot opbouing van die liggaam van Christus. U sien, liewe toehoorder, God het jou nie 'n talent gegee. Sy Gees het nie vir jou 'n gawe gegee om dit op jouself te gebruik en vir eie verryking nie. Of in die grond te gaan begrawe, soos wat baie mense met hulle talente doen nie. Maar dit is daar om mee te woeker.
Dit is daar om die kinders van God toe te rus, en dis waarom ons baie maal en van die kansel afpreek, en die woord bedien, en die woord vir u oopbreek. Dis sodat u kan luister, dis sodat u kan hoor, sodat u kan inneem, sodat u toegerus kan word vir die werk wat God vir jou het as individu. God wil hê, God het iets spesiaals vir jou in gedagte as individu. Waarom? Sodat die liggaam van Christus opgebou kan word. Liewe toehoorder, ek wonder baie maal, as ek na die liggaam van Christus kyk, of ons nie maar tot 'n groot mate faal met betrekking tot hierdie saak nie. Dat ons vergeet dat ons in diens is van die koning. Liewe broer en suster, wat 'n eer behoort dit nie vanmôre vir jou en my te wees, om te dink dat God vir jou en my, dat jy en ek deur God geroep is, dat jy en ek deur God met die hand gekies is, en hy plaas ons in sy dienswerk. Hy stel vir ons aan oor sekere dinge. Hy plaas jou neer op 'n plek en hy sê, werk vir my. Gaan werk vandag in my wingerd. Ek wil hê jy moet dit vandag vir my doen. Dit is jou deel, dis jou aandeel. Dis waar jy inpas in hierdie liggaam. Die liggaam van Christus is tot 'n groot mate gebreklik. Waarom? Want ons doen nie, ons werk nie, ons handel nie, na gelang my talente en my gawes, wat God vir my gegee het nie. Vriende, dit behoort 'n eer te wees om te weet dat God vir my geroep het. Dat jy uit genade gered is vanmôre, my vriend, my vriendin. Dis God se genade. Jy het niks, geen aandeel daaraan nie. Die feit dat jy vanmôre kan sê dat ek het 'n verhouding met die Here. Die feit dat jy vanmôre en ek vanmôre kan sê, Here, ek weet my naam is geskryf in die boek van die lewe, is genade. En dit behoort vir jou vanmôre 'n eer te wees, om te weet dat God het gedoen het met 'n doel. Dat hy jou nie net geroep het nie, maar dat hy ook vir jou aanstel. Die woord van God sê vir ons, dat die Here sê vir ons in sy woord, hy sê, julle moet gaan vrug dra. Hy sê, dra vrug wat by die bekering pas. Gaan lees bietjie Johannes 15, ek het nie tyd om by al hierdie dinge stil te staan nie, maar ek noem dit net, om die gedagtes net so 'n bietjie te prikkel. Die woord van die Here sê in Johannes 15, dat die Here Jesus, dat hy is die wynstok en ons is die lote. Ons is een met hom. Jy sien, daar kom die redding, die verlossing, daar die verhouding met God. Die loot is deel van die wynstok, maar daar die loot is daar met 'n doel, met 'n rede, en dit is dat hy vrug moet dra. Daar moet vrug voortkom. En as die vrug nie voortkom nie, dan kom die landbouer en dan knip hy en hy maak skoon en hy snoei daar die loot. En as jy na die lote kyk, so in die snoeiseisoen, dan wonder jy, gaan hierdie ding ooit in sy lewe weer druiwe dra? Want is net daar die ou kaal stokkies wat daar staan, is amper soos 'n roosboom wat ons hier in Julie of vroeg Augustus maande snoei. Dan kyk ek na daar die roosboom, ek is baie lief vir 'n roos, en dan snoei ek hierdie jaar, ek hulle so teruggesnoei, en dink ek met myself, ek gaan julle ooit hierdie jaar blomme dra, en dan sien ek, nee, maar wag, daar kom die ou blaartjies uit, en daar kom die, en vriende, die een roosboom het al 'n roos aan 'n gele. Jy sien, God snoei. Waarom? Want hy wil hê daar moet vrug wees. Dis 'n eer om te weet dat God vir ons aangestel het om te gaan vrug dra. Waar is die vrug? Waar is dit, liewe kind van God? As jy en ek vanmôre in diens van die koning is, in diens van die lewende God, waar is die vrug? Want die woord van die Here sê vir ons, hy wil ons ook toerus om dit te gaan wees en dit te gaan doen. Dis waarom hy vir ons die gawes van die Heilige Gees gee. Want jy sien, ons is net tevrede. Here, ek is gered. Ek gaan hemel toe.
En nou sit ons lekker agteroor met die gedagte, maar niks anders is nodig nie. Is dit nog vrede en eer? Maak dit u nog opgewonde om te weet dat ek behoort aan die Here, dat hy het 'n doel met my lewe. Vriende, wanneer ons na hierdie lys van name kyk, van Dawid se beamptes, kan ons 'n paar lesse daaruit leer. En ek wil vinnig by daardie lesse stil staan. Ek gaan vir u 4 noem vanmôre. Die eerste les wat ons daaruit leer, en dit is elke persoon het 'n spesiale plek vir diens gehad. Gaan lees daardie lys van name. Gaan lees dit. Daar was 'n man vir die vee, en daar was 'n man vir die vee in die stede, en daar was 'n man vir die esels, en daar was 'n man vir die olywe, en daar was 'n man vir die olie, en daar was 'n man vir 'n klomp goed. Elke man het 'n spesiale plek gehad. Elke persoon het 'n spesiale plek vir diens gehad. Dawid het geweet waar hy mense nodig gehad het en wie hy wou aanstel in daardie pos. En vriende, net so weet God vanmôre waar hy mense nodig het, en hy soek mense en hy wil mense aanstel in daardie pos om in diens van die koning van die konings te kan staan. En ek wil vanmôre vir u sê dat die beeswagter kan nie die eselwagter wees nie. En die persoon wat na die finansies gekyk het, omgesien het, kon nie na die olie omsien nie. En die wat die raad gegee het en die raadgewers was, kon nie in die lande gaan kyk na hulle wat daar moes werk nie. Verstaan nie wat ons vir u probeer sê? Wanneer ons sê dat elke persoon het 'n spesiale plek vir diens gehad. Het u al uitgevind? Het u al vasgestel wat u spesiale plek is, wat u talente is, wat u gawes is, wat God vir jou gegee het om te gebruik? Nie vir jouself alleenlik nie. Ja, baie keer moet ons daardie talente en gawes inploeg in die sekulêre wêreld sodat ons 'n lewe kan maak. Daar's niks meer verkeerd nie. Maar hoe kan ek daardie selfde gawe en talente wat God vir my gegee het, gebruik in diens van die koning, in diens van sy koninkryk? Hoe kan ek dit gebruik en aanwend en toepas? Want God het iemand spesiaal nodig vir sekere dinge. En jy sien, dit is waarom die liggaam van Christus so gebreklik geword het. Die Engels het 'n baie mooi woord. Lopsided. Weet jy wat's lopsided? Nee, dit is 'n ding wat oorhel na een kant toe. Amper soos 'n vrag wat besig is om af te val en net wag om verlore te raak langs die pad. Baie van ons verwag in ons gemeentes dat die dominee alles moet doen. Dat die kerkraad na die dominee die goed moet doen. En dan is ons bly as daar iemand is wat na die sonnaarskool omsien en na die jeug omsien. Liewe toehoorder, hierdie manne, as ek na hierdie lys name kyk, dan sien ek raak elke persoon 'n spesiale plek. Die Here kies wat ons moet doen. Hy kies waar ons dit moet doen. En niemand anders kan doen dit waarvoor jy en ek aangestel is om te doen nie. Jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Ek moet dit doen. Dis die eerste les. Kom ek gee vir julle 'n volgende les, en dit is elke persoon was by die naam geroep en aangestel. Jy sien, koning Dawid het nie gekom en gesê, luister mense, ek gaan nou 'n kabinet saamstel, kom ons stel dit nou maar in moderne taal, ek gaan nou 'n kabinet saamstel, ek het mense nodig, julle kan nou kom aansoek doen vir hierdie poste, en waar jy nou wil graag wees, daar kan jy jou naam kom inskryf en invul nie.
Dit was nie 'n moggetroffe tipe van aanstelling nie, vriende. Die woord van die Here leer vir my, elke persoon was by die naam geroep en aangestel. En is interessant, as jy hierdie name gaan lees, dan sê die Bybel, daardie naam het dit gedoen. Daardie naam en man het dit gedoen. Daardie naam en man het dit gedoen. By die naam. By die naam. Vriende, God kom nie vanmôre en hy kom praat met ons as 'n gemeente, so oor die algemeen en sê, julle almal moet nou betrokke raak nie. God kom vanmôre en hy kom begin by my, as die herder van hierdie gemeente, en hy sê, William, dis jou taak, ek roep jou daarvoor, dis waarvoor ek jou aanstel. Eddie, dis jou taak, dis waarvoor ek jou aanstel. So gaan ons by die name af, lys af, Henny, en so voort, tot hier by Sydney, as ons so deurgewerk het, tot hierso. Elke ene by die naam. Waarom? Want God het elke persoon nodig. God sien niemand oor die hoof nie. Jy mag dalk vanmôre dink, ag Here, maar wie is ek? Wie is ek? Partykeer voel ons soos, nou het ek vinnig sy naam vergeet, daar in Rigters, lees ons van hom, hy moes die Israeliete verlos van die Midianiete. En dan sê hy vir die Here, ek is die geringste van, of my stam, ek behoort aan die geringste van die stamme, en my familie is die geringste in hierdie stam. En die Here sê, ek het jou nodig, ek roep jou, ek het jou nodig. Gideon, baie dankie. Gideon. Voel jy dalk soos 'n Gideon vanmôre? Here, maar wie is ek? Here, wat het ek? Wat is ek? Jy's 'n koningskind. Dis wat jy is. Het God jou nodig? Ja, die Here het vir jou nodig. Wil God vir jou gebruik? Ja, God wil vir jou gebruik. Hy noem jou, hy roep vir jou by die naam, liewe vriende. Vriende, God werk nie met spookmense nie. God werk nie met spookname nie. Hierdie was mense wat Dawid geken het. Dis mense wat Dawid vertrou het. Dis mense wat Dawid aangestel het. En dis mense vir wie hy gesê het, gaan doen dit vir my. Ek stel jou aan in my diens. Dieselfde geld vir jou en my. So ken die Here elkeen van ons by sy naam. Ek wens ek het tyd gehad om by al die verse stil te staan. Johannes 10 vers 14 en 27 sê die Here vir ons in daardie vers, hy sê, ek ken my skape. Hulle luister na my stem. Vriende, God ken sy eiendom en hy neem Johannes 10 uit dit wat gebeur het onder die herders van destyds, waarin die Here Jesus, die tyd waarin Jesus groot geword het. Daar die herders, wanneer dit aand word, dan gaan almal se skape saam in presies dieselfde kraal. Daar word 'n deur gemaak, want dit is beskut van alle kante en al die herders het voor daar die deur gesit en oor hulle skape wag gehou. Wanneer die son opkom in die môre en wanneer daar die hek oopgemaak het, dan staan die herders op en hulle roep hulle skape en hulle stap vooruit en die skape volg hulle. Hulle ken hulle skape en die skape ken die herder se stem of sy fluit of wat dit ook al mag wees en dan stap die skape agter hom aan. Vriende, so ken God jou vanmôre by die naam, sê die Bybel. Ek lees in die woord van die Here in Jesaja 49 vers 16. Hy sê, julle is in my handpalms ingegraveer. God weet vanmôre wie jy is. Hy weet waar jy met hom staan. Hy weet wat jou behoefte is. Hy ken die teleurstellings in jou hart. Hy ken die tekortkominge. Hy ken die beproewinge. Hy weet die goed waarmee jy worstel. Dalk is dit nie eers dit waaroor ons praat en preek vanmôre nie, maar daar's goed in jou hart en lewe waar die Here van wat die Here van ken, wat die Here van weet en hy weet jy worstel daarmee en jy weet dalk nie hoe God weet dit. Want hy ken jou. Gaan lees ook in hierdie verband in die woord van die Here in Matteus hoofstuk 10 vers 29 tot 32. Elke persoon wat Dawid aangestel het, was by die naam geroep. Ek het jou nodig en jou nodig en jou nodig en jou nodig. Gaan doen dit.
Nommer 3, die derde les, elke persoon het in 'n verskillende kapasiteit gedien. Het jy dit opgemerk? Elke persoon in 'n verskillende kapasiteit. Nie elkeen het dieselfde gawe nie. Nie elkeen het dieselfde talente nie. En Dawid het geweet, hierdie ene kan ek dit aan toevertrou, daardie ene kan ek dat aan toevertrou. Hierdie ene kan ek oor my finansies sit, daardie ene kan ek oor die stede sit, daardie ene kan ek oor my vee sit, daardie een kan ek oor my landbou sit. Dawid het die mense geken. Hy het geweet wie wat is en hy het geken, hy het hulle talente geken, hy het hulle gawes geken en hulle dien in 'n verskillende kapasiteit. Vriende, God weet, jy en ek kan nie almal, ons kan nie almal dieselfde wees nie. Alle mense kan nie preek nie. Alle mense kan nie op die kerkraad wees nie. Almal kan nie met kinders werk nie. Daar's mense wat kinders wil vermoor, want hulle kan nie met, dis nie hulle roeping nie. Ander het kinders lief. Hulle hou daarvan om met kinders te werk. Ander mense hou daarvan om met jong mense te werk. Ander mense kan met finansies werk. Ander mense kan wat het ook al is, want die Here maak ons almal anders. Vriende, hoe saai sou dit wees as julle almal soos ek sou gelyk het? Selfs na my lyk. Maar God het vir ons almal anders gemaak. En die Here gee vir ons elkeen verskillende talente en hy stel vir ons aan in verskillende kapasiteite. Nie almal is IT aangeleg en kan met rekenaars werk nie. Daar's sommige mense wat met daai ding gefrustreer word. Hy weet nie eens waar om die rekenaar aan te sit nie. En dan moet hy nog sukkel as die ding vashak en jy kry 'n swart skerm en al hierdie klas van goeder, dan wil jy jou hare uit jou kop uittrek. Maar die Here roep sommige mense met die grootste geduld wat met daai goed kan werk. Dis waarom ons media-uitsendings het en die mense oor die internet en die video na ons kan luister vanmôre. Dank God vir hulle. Vriende, so weet die Here in watter kapasiteit jy in staat is om te dien. Ek wil net vir u vra vanmôre, is u beskikbaar? Is u bereid? Ek sluit af met die laaste een. Elke persoon is geplaas waar die koning hom wou hê. Hy is geplaas daar waar die koning hom wou hê. Die Here het vir jou in Germiston geplaas omdat God jou hier wou hê. Die Here het vir jou in hierdie gemeente geplaas. Nou wil hy jy moet jou talent gebruik hier. Dis waarom jy hier is. Dis waarom jy op die lidmaatregister is. Dis waarom jy hier kom aanbid. Dis waarom jy hier gevoed is en deel van die liggaam is van Christus hier. God wil jou hier hê of op watter plek ook al om jou daar te gebruik. En dan sê die Here vanmôre vir jou, gaan werk vandag, my kind, gaan werk vandag in my wingerd. En God plaas jou in 'n wingerd waar net jy alleen kan werk. As 'n liggaam is dit hier. As 'n individu is dit daar by die werk waar jy jouself bevind. Vriende, jy het 'n impak op jou medewerksgenote wat geen ander persoon 'n impak op kan hê nie. God plaas vir jou binne 'n familie, in 'n familiekring om op daardie mense invloed en 'n impak uit te leef, al verwerp hulle jou dalk, maar om jou liefde wat God in jou hart uitgestort het, uit te leef en uit te dra, want dis die area waar jy moet blom. Ek kan dit nie doen nie. Jy's daar. In diens van die koning. Ek wil afsluit. En terwyl ek voorberei vanmôre, toe dink ek aan dit wat ons baie keer vandag kry en wat algemeen voorkom verskillende plekke. En dit is spookname. En ons hoor dit baie. Dit is maar deel van die bedrog wat gepleeg word deur talle mense. Spookname wat op die pensioenrol is. 'n name wat geskep is om pensioen te kry wat nie bestaan nie. Of in watter situasie ook al. Spookname. Ewe toe hoor, daar is jy vanmôre 'n spooknaam. Is jy 'n spooknaam? Of is jy in diens van die koning? In diens van die koning. Hy ken jou by die naam. Hy het vir jou geroep.
Jy moet in 'n kapasiteit dien waarin geen ander persoon kan dien nie. Want dit is net jy wat jy kan wees. En hy plaas jou daar waar hy jou wil hê. Is u bereid daarvoor, vriende? Die liggaam van Christus, die woord van die Here praat so dikwels daarvan, dat ons 'n liggaam is. En dat die hele liggaam saam funksioneer en saam moet werk tot die goed van die geheel, sodat die hele liggaam in diens van God kan wees. Dit maak nie saak wie jy is, hoe jy lyk, hoe arm jy is, hoe ryk jy is nie. Dit gaan vanmôre omdat die koning jou ken. Hy het jou geroep, hy het jou gered, en hy sê, my kind, ek plaas jou, met jou kapasiteit, ek rus jou toe met 'n talent of 'n gawe, gaan doen dit vir my, jy's in my diens. Jy rapporteer terug aan my, jy kom rapporteer terug aan my, het jy verantwoordelikheid teenoor my. Liewe toehoorder, as ons eendag voor God staan, en hy sou vir jou en my vra, hoe lyk dit? Wat het jy alles vir my gedoen? Wat het jy alles vir my beteken? Wat gaan ons antwoord? Ons het vanmôre 'n lys name gelees. En jy het seker maar gewonder, wat gaan ons nou hier uit hoor vanmôre? Maar vriende, hierdie lys name het net een ding in gemeen. Hulle was in diens van die koning. As ek ons name vanmôre op 'n lys moet neerskryf, gaan dit vir iemand anders niks beteken nie. Vir buitestanders gaan dit niks veel beteken nie. Maar vir ons hier gaan dit beteken, dis die mense wat vanmôre in hierdie gehoor gesit het. Dis die mense wat geluister het na die boodskap en die woord van God. Dis die mense met wie die Heilige Gees vanmôre kom praat het en kom deel het. En vir ons kom vertel het en kom sê het hoe belangrik ons is vir God. Dat ons in sy diens staan, dat hy vir ons persoonlik roep in 'n kapasiteit waarin niemand anders kan staan nie, op 'n plek waar net jy en ek mag wees en kan wees. Dan maak dit sin. Waar is jy besig? Waar is jy betrokke? Of het jy net 'n spooknaam geword op 'n register? Mag die Here vir ons help. Mag die Heilige Gees vir ons vanmôre kom benadruk. Vriende, benadruk dat ons nie net in diens is van 'n persoon nie. Of ons net in 'n kerk behoort of in 'n gemeente aanbid nie. Ek en jy is in diens van die lewende God. My naam is vir hom bekend en belangrik. Hy ken my vermoë en hy plaas my met die kapasiteit wat ek het op die plek waar ek moet wees. Mag die Here ons help. Amen. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons dit kon oordink. Vader, dankie dat ons vanmôre dit kon bepeins, die lesse wat ons uit hierdie paar verse kon neem, net 'n lys name. Maar Here, om te dink dat Dawid daardie manne geken het, dat hy geweet het wie hulle was, dat hy geweet het wat hulle talente en hulle gawes was, dat hy hulle vertrou het, dat hy geweet het ek kan hulle aanstel en hulle by die naam geroep het en gesê het, jy doen dit. En Here, nou kom en hy sê presies dieselfde vir ons. Ek ken jou. Ek vertrou jou. Ek het vir jou nodig om dit te doen. Want ek gee vir jou talent en jou gawes. En Here, nou moet ek reageer. Ons moet reageer. Wat gaan ons maak met die vermoëns wat God vir ons gegee het? Here, dankie dat U met ons praat. Heilige Gees, dankie dat U met ons deel. Here, en veral in hierdie tyd waarin die kerk van Christus haarself bevind. Here, dis uitdagende tye. Dis tye wat ons dreig ons wil moedeloos word partymal, Here. Maar Here, dan sien ons hoe dat God weer werk onder sy kinders. En ons sien hoe dat U vir ons optel. En hoe dat U vir ons weer toerus en aanmoedig en aanvuur. En Here, dan skep ons weer moed. Dankie, Heilige Gees, dat U met ons deel. Bid dat U met elke ene vanmôre, vir elke ene sal kom sê, my kind, ek het jou gered,
as ons gered is, elkeen sal weet, ek het jou nodig, jy is in my diens. Gaan pas my bees op, of my esel, of my olyfboord, of wat het ook al mag wees, ek het jou nodig. Dankie Here, U is goed en groot. Amen. Kom ons sluit af, ek het 'n Halleluja lied gekies vanmôre om jy af te sluit, Halleluja lied 2, 3, 4, vers 1 en vers 3, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, nie een dag aan hom gewy nie, niks te offer aan sy voet. Steven, sit net vers 3 vir my op asseblief. O die jare van verkoosting. Vriende, ons verkoos soveel tyd. Ons verkoos soveel maande en jare van die tyd wat God vir ons gee. O die jare van verkoosting. Kon ek hulle weer deurleef? Nee, jy kan nie. Die jare is verby. Wasted years. Jimmy Swaggart sing 'n liedjie, wasted years, dis dit. Maar ek sal my heiland toewy na sy eer gedurende. Vriende, met ander woorde, ek kan ook nou, kan hulle nie weer terugbring nie, maar ek kan my lewe nou aan hom toewy en na sy eer leef en streef. Wil jy dit nie doen nie? Kom ons sing net daar die 3de vers om jy af te sluit. Voordat ek die seën van die Here uitspreek, wil ons net vir u noem, vriende, hier aan my linkerkant is ons kombuis, en daar bedien ons so 'n bietjie tee of 'n koppie koffie, as u nie hastig is huis toe nie, en u wil graag net 'n woordjie gesels met vriende, of met familie, of met myself, u is baie welkom, kom drink 'n koppie tee saam met ons, en dan kuier ons net so vir 'n wyle saam met mekaar. Die sonnaarskool of die kinderbediening begin nou om 11:15. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, herinner ons daaraan dat ons in diens van die Koning is. Amen.